Right, het lyk asof al die kindertjies nou uit is. Julle, kom ons dra net weer hierdie diens aan die Here op en ons dink nou aan die liedjies wat ons gesing het en kom ons vra net vir die Here sy seën. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ons eer U en ons loof U. Here, as die betroubare God, die een wie se ja, ja is en se nee, nee, en wie se elke belofte amen en amen is. Here, ons eer U as die ewige God, die een wat was, die een wat is en die een wat weer sal kom. Here, ons dank U, Here, dat ons vanoggend na U toe kan kom, vol vertroue dat U nie verander nie. Here, en soos wat ons vanoggend na U toe kom, Here, het ons 'n hoop en ons het 'n verwagting in U, Here. Here, dat soos wat ons na U woord luister en die woord ons voed en die Gees in ons werk, Here, dat daardie vrugte wat U so graag wil sien in ons lewens, dat U dit werk, Here, en dat ons dit sal dra tot U eer. Here, dat ons sal wees soos bome wat geplant is by lewende water, Here, en dat ons op die regte tyd, Here, die vrugte sal dra, Here, wat U so graag soek, Here. So ons kom vandag en ons vra U, Here, seën ons asseblief. Maar ons wil ook vir U vra dat U ons sal vergewe, Here, dat ons U misluk op soveel maniere, Here. Here, dat soveel kere sit ons in plekke en in situasies wat ons gekies het, waar ons nie hoort nie, Here. Ons praat saam met ander mense, terwyl hulle eintlik praat soos die wêreld, Here. Ons word geïntimideer deur die wêreld. Ons vra, Here, dat U ons sal skoon was van al ons ongeregtigheid, en dat U ons sal vernuwe, Here, en dat U ons sal help, Here, om hierdie jaar te volhard in U wet en U waarheid, Here. Die wet wat U op ons harte geskryf staan. Here, laat ons dit nie sal uitdoof wanneer U met ons praat nie. Dat ons nie sal maak asof ons nie geluister het, daar waar U Gees ons lei en sê nee, dis nie wat ek vir jou wil hê nie. Here, dat ons ore gespits sal hou, wanneer U ons wil lei om U te gehoorsaam en liefde te betoon en barmhartigheid te betoon. En getrou te wees, geloofwaardig te wees. Here, help ons. Ons vra, Here, dit als in die wonderlike naam van U Seun en ons Koning, die Here Jesus Christus. Amen. Ek lees vir ons Psalm 1, die 2020 vertaling. Gelukkig is die mens wat nie die raad van goddeloses volg, nie op die pad van sondaars gaan staan, en nie in die byeenkoms van spotters sit nie, maar wat vreugde vind in die wet van die Here, en sy wet dag en nag mymerend prewel. So iemand sal wees soos 'n boom geplant langs watervore, wat sy vrugte op sy tyd gee, en waarvan die blare nie verdor nie. Alles wat hy aanpak, gedei. So is die goddeloses nie. Inteendeel, hulle is soos kaf wat die wind wegwaai. Daarom sal goddeloses nie kan opstaan tydens die regspraak, of sondaars in die byeenkoms van regverdiges nie. Ja, die Here dra sorg vir die pad van regverdiges, maar die pad van goddeloses loop dood. Goeiemôre Ligpunt. Dis 'n groot vreugde om hier te kan wees en soos Gert genoem het, my naam is Ruben. Baie van julle ken my nie. Ek is deel van die staf by Ligpunt van vandag af. So as ek jou nie ken nie, asseblief, ek sal jou graag wil ontmoet. Maar as jy nie te sê, 'n groot welkom aan jou. Ek sal baie graag vir jou ook wil hulle sê en jou storie wil hoor. Voorspoedige nuwe jaar vir elke liewe een van julle en ons sal binnekort sien wat dit regtig beteken. Ek wil begin met 'n baie eenvoudige vraag, straightforward, niks moeiliks nie. Waar vind ons vreugde? Waar vind ons werklik ons vreugde? Dink daaroor na, soos ons stil word en ek vir ons bid.
Here, dankie vir die goedheid en die seën, soos ons kan terugkyk na 2025, maar vorentoe kyk vir 2026. Here, wil ons vertroue in U plaas, ons vreugde in U. Here, ons vra nou dat U ons harte sal oopmaak en ons harte sal sag maak. Here, dat U genade sal kom en opnuut 'n nuwe ding in ons doen vanoggend, soos U woord gepreek word en gespreek word, Here. Moenie ons harte hard maak nie, maar maak dit sag. Here, help ons om die heerlikheid van die Seun Jesus te sien in Psalm 1. Ons bid dit in U naam. Amen. Waar vind ons vreugde? Waar plaas ons vreugde? Waar soek ons vreugde? Sien, die antwoord op hierdie vraag is van kardinale belang, want die antwoord van hierdie vraag lei of tot voorspoed of vernietiging. Ons is in die reeks getiteld Voorspoed, waar ons kyk na Psalm 1 en 2, wat saam die ingang tot die hele Psalmboek vorm, en ons wil die antwoord kry in hierdie 2 weke op, wat is werklike voorspoed? Nie net vir hierdie jaar nie, maar tot in ewigheid. Jou vreugde bepaal voorspoed of vernietiging. Sien, Psalm 1, soos ons gesien het, gelees was, skets vir ons 'n baie duidelike 2 kontrasterende paaie. Die een van regverdiges en die een van goddeloses. Verse 1 tot 3 is dit die regverdiges in die voorgrond en die goddeloses 'n bietjie in die agtergrond. Maar verse 4 tot 6 kom die goddelose na die voorgrond en die regverdiges is 'n bietjie in die agtergrond. Sien, dis 2 paaie en hierdie 2 paaie het 2 eindes. Die een lei na voorspoed en een na vernietiging. En hierdie word bepaal deur die eenvoudige vraag: waarin vind ons, plaas ons en sit ons vreugde? Daar's dalk baie dinge wat by jou kop opkom oor waar jy dink jy jou vreugde plaas, dalk sit jou voornemens vir die jaar. Maar Psalm 1 gee vir ons 3 duidelike maniere om ons vreugde te meet aan waar ons dit plaas. En dit is ons keuses, die kenmerke van ons lewens en ons uiteindelike uitkoms. En dis dan ook die 3 punte waarna ons gaan kyk. Keuses, kenmerke en uitkoms. Kom ons begin vers 1. Ek lees vir ons: Gelukkig is die mens wat nie die raad van goddeloses volg, nie op die pad van sondaars gaan staan en nie in die byeenkoms van spotters sit nie. Kom ons wag daar. Wie is hierdie gelukkige mens en wat maak hy hier? Sien, om hierdie vraag te beantwoord is belangrik, want Psalm 1 begin met gelukkig en Psalm 2, soos ons volgende week sal sien, eindig met gelukkig is die een wat by hom skuil, en Stefan sal vir ons meer daarvan vertel. So ons moet vra, wie is hierdie gelukkige mens? Ons sien in Spreuke 31, die bekende hoofstuk oor die vrou wat amazing is en almal wil trou, dat haar kinders haar gelukkig noem. Sy het hard gewerk die dag, sy kom hier aan by die huis en sy sit 'n mean mamma kos op die tafel en die pa en die kinders gaan, wow, jo, dit was amazing. Ons noem jou gelukkig. Sien, dis 'n erkenningstitel. Dis soos die Bybel se high five. En so net soos 'n klein kind sy held Superman wil namaak en sy Superman pakkie aantrek, so wil ons die gelukkige mens naap en doen wat hy doen en lewe soos hy of sy lewe. Psalm 1 hou vir ons voor dat die gelukkige mens is die lewe wat jy wil begeer, want God se guns en glimlag is op hierdie mens. So, gelukkig is die mens wat kies. Sy keuses reflekteer om nie die raad, dit is woorde en advies van die wêreld te volg nie. Wat nie gaan staan in die pad van sondaars nie, dit is om homself te gaan posisioneer en plaas in 'n plek waar hy weet hy herhaaldelik ongehoorsaam is aan God se woord. En dan die een wat nie gaan sit by spotters nie. Hy het nie 'n sitplek by hulle tafel nie. Hier is die mense wat oortuig is dat hulle manier van lewe is die enigste en regte manier van lewe. Hulle is nie net goddeloses of sondaars nie. Hulle, in Engels, embrace hierdie leefstyl
as die enigste leefstyl, en dies wat nie saam is hier nie, hulle weet nie wat hulle mis nie. Sien, die punt is nie hier dat ons nie Christen vriende mag hê nie, maar dit is dat ons wel versigtig is om hulle woorde en advies te volg, wat kan lei daarna dat ons hulle manier van lewe bewonder en begeer, tot op die punt wat ons eintlik hulle lewenstyl en identiteit aanneem. Sien, ons 'n baie duidelike ontwikkeling in hierdie 3 lyne. Ek weet nie of julle dit gesien het nie. Dis iemand wat eers volg, hy loop agterna, dan gaan staan hy, dan gaan sit hy. Dis eers net goddeloses, dan is dit sondaars wat God se wet oortree, en dan is dit spotters. Dis eers net dink daaroor, luister daarna, en dan eintlik hierdie regtig oorweeg, en dan ten volle deelneem aan hierdie leefstyl. Dit is 'n manier van lewe wat jou insluk. Waarna kies jy en ek om na te luister? Wat is die woorde en stemme wat die hardste praat in ons lewe? Watter woorde kry die meeste van ons tyd? Gelukkig is die een wat kies om nie op mense te vertrou en in mense sy krag te vind nie, maar wat wel kies om vreugde te vind in die wet van die Here en sy wet dag en nag mymerend te prevel. Hier's 'n duidelike nie dit nie, maar dit. Hier is iemand wat sy vreugde in die regte plek vind, die wet van die Here, wat ook kan verwys na die lering van die Here, en in die groter verhaal van die Bybel weet ons dit is die evangelie van Jesus. Jesus is die woord wat mens geword het en onder ons kom woon het. Die Ou Testament verwys na Jesus, die Nuwe Testament getuig oor hom. Ons kan nie woord en Jesus van mekaar skei nie. Om vreugde te vind in God se woord is om vreugde te vind in Jesus. En om hierdie waarheid, hierdie goeie nuus dag en nag mymerend te prevel, is groot Afrikaanse woorde. Dis om daaroor na te dink, om te kou daaraan, om my gedagtes intentioneel te rig op hierdie waarhede. Om te prevel is om iets saggies vir jouself op te sê. Met ander woorde, dis nie net ek wat vinnig iets lees en daarna kyk nie, en dan aanbeweeg nie. Nee, dit kom met my, ek dra dit met my, ek is besig om dit herhaaldelik vir myself op te sê, daar na te dink, tyd te vat om daar te reflekteer, intentioneel te wees daaroor. Sien, in die midde van die veeltallige goddeloses, sondaars, spotters in meervoud, is daar hierdie enkelvoudige gelukkige mens, wat in al die geraas van die wêreld, al die notifications wat skreef vir sy aandag en sê, kom hier na toe, doen hierdie, neem deel aan hierdie, stil word, met sy Bybel oop, en daaroor dink. Hierdie is die hoofpunt van Psalm 1, om vreugde te vind in God se woord. Hierdie persoon het God se glimlag op hom, sy guns op hom, want sy keuse reflekteer waar hy sy hoop en sy vertroue en sy krag plaas, en dit sal lei tot voorspoed. Een klein keuse wat ek vandag maak in hierdie rigting, lyk nie dalk baie groot nie. En een klein keuse in hierdie rigting, dalk buite God se woord, lyk ook nie baie groot nie. En hierdie afstand lyk baie klein. Maar oor 'n jaar van nou af, of oor 'n leefwyse van nou af, staan ons op 2 hoeke van hierdie gebou, met 2 verskillende uitkomste. Ons keuses maak saak. En waar ons vreugde plaas, is een van daai keuses. Maar ook waar ons vreugde plaas wys in ons kenmerke, hoe ons lyk. En hier is ook die motivering vir, as jy sit en wonder, maar hoekom wil ek vreugde vind in God se woord? Dis moeilik. Hier is die kenmerke. Die een wat kies om vreugde te vind in God se woord, sal wees soos 'n boom, geplant langs watervore wat sy vrugte op sy tyd gee en waarvan die blare nie verdor nie. Alles wat hy aanpak, gedei. Hierdie is die prentjie van die regverdige persoon, wat floreer, geplant by watervore waar daar oorvloed is,
En ons 3 spesifieke kenmerke hê, wat wys, wat is die resultaat van sy vreugde. En dit is sy vrugbaarheid en bediening tot ander, dat hy standvastig is in teenspoed en voorspoedig is tot die einde. Kom ons kyk vinnig na daai 3, vrugbaar en bediening tot ander. Sien, in antieke kuns was bome langs riviere 'n baie algemene tema, wat 'n duidelike boodskap gekommunikeer het, wat ons 'n klein bietjie kan mis. Hulle was plekke van skadu, voeding en herstel. En so hierdie boom verteenwoordig nie net iets wat in homself sterk geplant en standvastig is nie, maar wat waarde gee aan alles rondom hom. Hierdie is wat die kerk nodig het. Mense wat vrug dra. Jy ken hulle. Dis die tipe mense wat verfrissend en voedsaam is om mee tyd te spandeer. Hulle woorde is goeie raad, teregwysend, bemoedigend, verligtend en dit wys na Jesus. Sien, hulle pad is die goeie pad, dit is vol ondersteuning en liefde en geduld en barmhartigheid. Jy loop hier weg en jy voel versadig, bekragtig, met nuwe lus vir geestelike groei. Ek weet dat iemand by jou opgekom, is ons soos hierdie persoon? Is dit ek en jy, of is daar mense wat kyk na ons lewens en kan getuig dat hierdie is waar van ons, wat ons vrugbaar is in bediening tot ander. Tweedens, hierdie boom is standvastig in teenspoed. Jou blare sal nie verdor nie. Geen twyfel, die teenspoed kom. Ek het nie gesê jou vreugde bepaal voorspoed of teenspoed nie, maar voorspoed of vernietiging, want teenspoed kom. Die storms, die hitte, die winde en die droë seisoene is op pad in 2026, maar gewortel in God se woord sal jou blare groen bly. Want jou vreugde word nie gegooi deur emosies of materiële en aardse invloed nie. Jy kry jou lewe van die onveranderlike bron, wat nooit sal verander nie. God in sy woord. Sien, mense in hierdie kerk kan getuig en sal getuig hoe in 2025 winde en storms gekom het. Maar omdat hulle gewortel was in die goeie nuus van Jesus, was hulle geanker in 'n groter hoop, groter werklikheid, in 'n gesonde gemeenskap wat weet wat dit beteken om vreugde te vind in God se woord. Is jy standvastig vir die jaar wat kom? Daarins hulle is voorspoedig tot die einde. Alles wat hierdie persoon aanpak, wat vreugde vind in God se woord, sal gedei. Weer eens groot Afrikaanse woord. Die woord gedei beteken om voorspoedig te groei. Alles wat hy aanpak, sal hy voorspoedig in groei. Alles? Regtig? Alles? Dit kan wees. Ons weet die een wat wysheid vind en by God sal menigte wêreldse struikvalle vermy. Maar ons weet is nie altyd die geval nie, en dat God self sy mees getroue mense nie spaar van swaar kry en seer en pyn en geweld nie. Psalm 34 sê, regverdige ervaar baie teenspoed. Psalm 73 wys die realiteit wat party van ons sien elke dag, dat die goddeloses sukses ervaar. Nie die regverdiges nie. So is Psalm 1 besig om te jok? Nee. En die antwoord, ek glo, is 'n geestelike uitkyk. As ons praat van voorspoed in terme van God se nabyheid en sy sorg en sy oorwinning, hoe hy daarna kyk, dan ja. Maar selfs meer as dit, ek dink die antwoord lê by wat kom aan die einde. Voorspoedig hier verwys nie noodwendig na gesondheid en geld nie, maar God se glimlag en guns nou en tot op die finale oordeelsdag. Al die werk van geloof, vriende, sal blywende betekenis hê tot in ewigheid. En hier is hoekom. Hier is hoekom ons wil kies om vreugde te vind in die goeie nuus. Want vreugde in God se woord sal wys deur jou vrug. Jy sal standvastig wees, die winde kan kom en jy sal voorspoedig groei. Hoe lyk die goddeloses? Die persoon wat nie sy vreugde vind in die waarheid van God, die goeie nuus van Jesus en sy woord nie, is soos kaf wat die wind wegwaai.
Die beeldspraak hier is een van landbou. Na die oes van graan was 'n baie algemene manier om die graan van die strooi en ander oorblyfsels te skei, om alles saam op in die lug te gooi, en dan sal die wind die ligterkaf wegwaai, terwyl die swaarder graankorrels weer terug sal val. Ons kan maar net dink aan die droë, dooie blare, wat enige ligte briesie kan optel en wegwaai. Die kenmerke hier is onstabiel, nutteloos en teleurstellend. Die goddeloses is soos 'n droë woestyn. Niemand wil eintlik met hulle tyd spandeer nie, want jy loop daar weg, dors. Nie versadig nie, uitgebrand. Jy voel swak. Hulle is, jammer om Engels te gebruik, useless. En dit lyk dalk of die goddeloses goed doen hier en nou, maar die voorspoedige groei, vriende, word nie gemeet nou ten volle nie, maar uiteindelik aan wat gebeur op die finale oordeelsdag. Die vraag wat Psalm 1 aan ons stel, baie duidelik is, wat word van ons? Waar wys jou keuses? En waarna toe lei dit? Is jy besig om meer droog te raak, nutteloos, of word jy soos hierdie boom wat groei en meer vrugbaar is? Voorspoedig. Watter rigting wys jou keuses en kenmerke vandag van waar jou vreugde lê? Is jy die gelukkige mens? Waar ons vreugde lê, wys nie net in ons keuses en ons kenmerke nie, maar uiteindelik by die finale uitkoms. Vers 5 en 6, daarom sal goddeloses nie kan opstaan tydens die regspraak, of sondaars in die byeenkoms van regverdiges nie. Ja, die Here dra sorg vir die pad van regverdiges, maar die pad van goddeloses loop dood. Jesus sterk daarom in vers 5, wat vir ons wys, daar's 'n draaipunt in die Psalm na die eindbestemming van hierdie twee paaie. Sien, in die onmiddellike konteks kan die regspraak na enige komende oordeel van God oor Israel verwys, maar in die lig van die hele Bybel kyk dit vooruit na die finale oordeel. Net so kan byeenkoms gesien word as die bymekaar kom van die volk Israel, maar ook verwys na die uiteindelike versameling van God se mense, sy kerk. Die punt is, daar kom 'n dag, en ons weet hierdie, en as jy nie weet nie, dan is dit belangrik om te weet, wanneer God sy finale oordeel gaan uitspreek. En die uitkoms is, dat die goddeloses geen sê, geen woord, of geen voet gaan hê om op te staan nie. Hulle sal nie deel wees van God se mense wat bymekaar gemaak word nie. Want die pad van die goddeloses loop dood. Dit lei tot vernietiging. Maar ons goeie nuus. Hier is die goeie nuus. Alhoewel almal van ons by nature die goddelose, die sondaar en die spotter van vers 1 is, weet ons dat God in sy genade plant ons by waterstrome in Christus, wanneer ons in sy seun Jesus glo. Jesus het geluister na die wil van die Vader en nie na mense nie, en hy was gehoorsaam tot die dood aan die kruis, daar waar hy God se oordeel ontvang het wat ons verdien het, sodat ons in hom regverdig verklaar kan word. 2 Korintiërs 5 vers 21, hy, Jesus wat nie sonde geken het nie, hom het God ter wille van ons tot sonde gemaak, sodat ons in hom voor God geregverdig kon word. Sien, wanneer ons vreugde en hoop in Jesus plaas, dan kan hartseer, pyn of geweld selfs dood kom, jy sal voorspoedig wees, want die uitkoms is in jou guns. Die Here dra sorg vir die pad van die regverdige. God ken jou pad. Hy sien jou pad. Hy kyk oor jou pad tot aan die einde. Ons sal dan kan opstaan in die regspraak. Anders as die goddelose het ons 'n voet om op te staan. En dit is dat Jesus ons verlosser en regverdigmaker is. Is jy in Jesus? Vind jy vreugde in hom? Soek jy na hom? Plaas jy jou hoop in hom en jou vertroue in hom?
Is jy besig om dag en nag te dink oor wie hy is en wat hy gedoen het en dat hy sal terugkom? As hierdie nie jy is vandag nie, is dit nie 'n briljante tyd om vandag te bekeer en te vra dat Jesus jou regverdigmaker sal wees nie? Luister na sy uitnodiging, Johannes 15. Ek is die druiwestok, julle is die lote. Wie in my bly, sy vreugde in my vind, en ek in hom, hy dra baie vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. Maar as iemand nie in my bly nie, word hy soos 'n loot buite uitgegooi en hy verdroog. En hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. Gelukkig en bevoorreg is die mens wat sy vreugde in die woord vind, eerder as om by die spotters te plaas, want hy sal wees soos 'n boom wat vrug dra, nie soos kaf nie, en hy sal God se voorspoed vir ewig ervaar, eerder as om in die oordeel te vergaan. Vreugde lei na voorspoed of vernietiging. So hoe doen ons hierdie? Is baie maklik, ons weet ek moet Bybel lees, maar hoe doen ek hierdie? Ek weet nie van jou nie, maar ek dink nie enige een sy heel eerste koppie koffie was verskriklik lekker nie. My eerste koffie was met 3 lepels suiker, 'n halwe, ten minste 'n halfpad met melk. Ek dink daar was so chocolate bygegooi. Dit was basically soos 'n milkshake. Die punt is, oor tyd, soos ek meer en meer koffie gedrink het, het ek 'n smaak ontwikkel vir koffie. Tot op die punt, soos meeste van ons hier, nie meer ons dag kan gaan sonder daai koppie koffie nie. En ons vind vreugde in dit. My punt is, ek dink nie dat meeste van ons van nature 'n smaak het om net Bybel te wil lees nie. Ek dink ons ontwikkel 'n smaak vir God se woord. En hierdie gebeur eerstens deur te bid en te vra en te pleit by die Here dat hy ons hart van klip sal verwyder en vir ons 'n hart van vlees sal gee, sodat ons wil vreugde vind in sy woord en daaroor dink dag en nag. Maar ook dat ons in die krag van die Gees gewoontes sal ontwikkel, wat daarna lei dat ons nie net vandag nie, maar môre en ook die res van die jaar en hopelik ons leeftyd herhaaldelik na God se woord toe kan kom. Sien, gewoontes is so belangrik en so deel van ons. Dis baie goed beteken en baie sleg. Ek is baie bly dat elke keer as ek my skoenveter vasmaak, dat ek nie weer hoef te leer om dit te doen nie. Maar ek is baie geïrriteerd dat ek 50 keer 'n dag my foon aanlok om te kyk na die tyd terwyl ek 'n horlosie dra. Maar sien, die goeie nuus is dat gewoontes kan geleer word en gebreek word. En in 'n wêreld wat so afleidend is en so skree vir ons aandag, het ons nodig om gesonde gewoontes te kweek vir God se woord. En so om gewoontes te kweek het ons 3 dinge nodig. Ons het 'n plek nodig, 'n tyd nodig en 'n plan nodig. Okay, so kom ons begin by plek. Waar in my huis kan ek stil word soos ek na God se woord toe kom? Dalk is dit jou kamer of jou studeerkamer, dalk is dit die badkamer, dalk is dit jou kar. Maar waar kan jy stil word en alleen word? Dalk saam met jou metgesel, selfs saam met jou kinders, maar waar julle saam weet, hierdie is die plek waar ons God ontmoet. 'n Tyd. Wanneer is die beste tyd vir jou om by God se woord uit te kom? Is dit voor almal wakker word in die huis, of is dit na almal gaan slaap? Of is dit op pad werk toe, dalk in daai 15, 20 of 30 minute, soos jy iets kan luister in die kar en alleen is vir die eerste keer in die dag? Dalk is dit selfs as jy stop by die werk en jy net 5 of 10 minute vat voor jy instap in die kantoor in. Maar wanneer? Kies 'n tyd. In die oggend is gewoonlik beter, eerste ding in die dag. En 'n baie goeie gewoonte is Bybel voor foon. Maar kies 'n tyd vir jou unieke leefstyl en waar jy is in jou seisoen van lewe, wat jy weet sal werk. Daagliks of 2 daagliks. En dan laasens jy korte plan. Wat gaan jy doen as jy opdaag by God se woord? Ons het nodig om te weet wat ons gaan doen. Anders kom ons daar en dan weet ons nie en dan stop ons. Daar's duisende planne op die YouVision app beskikbaar of op die internet of selfs op Spotify, op iTunes kan jy luister na God se woord, maar maak dit eenvoudig. Dalk sit 1 hoofstuk uit die Ou Testament of 1 hoofstuk uit die Nuwe Testament of 1 Psalm wat jy hardop bid.
Die punt is 5 minute is beter as niks. Van julle het baie kinders en dink, Ruben, jy verstaan nie, jy's baie jonk, my lewe is bietjie deurmekaar. My ma het 5 kinders grootgemaak en sy sal saam met my stem dat sy nie 'n oggendmens is nie. Maar vandat ek klein was, kan ek onthou hoe ek in haar kamer ingekom het en sy besig was om haar make-up te doen of hare reg te maak, maar sy geluister het na God se woord op audio. 6 maande terug was ons in Skotland en ons het gaan kuier vir hulle. En so waar ek loop af die trappe, baie klein huisie, en ek loop verby die toedeur van die badkamer en ek hoor God se woord op audio. Sien, my ma se tyd was wanneer ook al sy regmaak vir die dag. Haar plek was die badkamer, want dit was sy alleen en veilig gevoel het. En haar plan wat ook al volgende op die dagstukkie is. Sy het geweet hoe belangrik dit is om haarself te wortel in God se woord in hierdie wêreld. En sy was en sal wees vir baie mense tot baie voordeel. Ek wil jy moet nie wegstap of dalk eers by die huis 'n gewoontestelling vir jouself opstel. Dalk het jy lankal hierdie gedoen, so dan wag net 'n oomblik. Maar kies vandag dat ek sal, skryf neer, ek sal Bybel lees of luister en sê vir jouself wat in daai deeltjie is dit wat jy gaan doen. En dan gaan dit doen op hierdie tyd of in hierdie tyd of dit is Maandag, Woensdag, Vrydag wanneer my man die kinders vat en ek af het of dalk sit elke dag. Kies jou tyd en sê dis my tyd en dan gaan dit doen op hierdie plek. En kyk of dit dalk gaan werk vir hierdie jaar. Maar soos julle weet, het ek nou gepraat oor individu en oor jou gesin en oor jou huis, maar ons weet dat ons ook vreugde vind in God se woord, soos ons hier by 'n Sondag bymekaar kom en ook dan in die week by ons gesin. En so dalk is jy baie goed om op jou eie by die Here uit te kom, maar Sondag in die week is nie altyd van groot belang of prioriteit nie. En so dalk vir jou hierdie jaar is jy voorneme om seker te maak, ek mis nie 'n Sondag waar ek gevoed kan word deur God se woord wat vir my uitgelê word nie. En dan ook, as jy al lankal die gewoonte het van Bybel lees, is die laaste uitdaging wat ek stel. Dalk is jy die persoon wat daai vriend of vriendin wat sukkel om 'n smaak te ontwikkel vir die Bybel gaan help. En sê, hey, wil ek en jy nie een keer 'n week in die oggend by Seattle gaan en saam Bybel lees nie. Ek sal jou help. Of as jy die een is wat wel sukkel, gaan na daai vriend of vriendin wat jy weet, gereeld en herhaaldelik by God se woord uit en sê, ek het hulp nodig om hierdie smaak te ontwikkel. Ek sukkel. Kan jy my help? Vriende, daar's 2 paaie. En Psalm maak baie duidelik dat aan die einde sal 2 uitkomste. Dis net 2 maniere van lewe. En wat ook al in ons lewens gebeur vandag, die crucial bottom line vraag is, sal my vreugde lei na voorspoed of vernietiging? Onder al die oneindige to-do's wat gaan skree vir jou aandag hierdie jaar, is daar 'n fundamentele keuse wat jy moet maak om wysheid te ontvang, of van God of van dwaase. Sal ons God se lewegewende instruksies inasem en ons wortels diep plant, of gaan ons die leë, betekenlose instruksies volg wat gaan lei dat ons soos kaf is wat in die wind wegvaai? Ek hoop ons voorneme, ons grootste voorneme, ons grootste vreugde hierdie jaar sal wees God in sy woord. Ek wil eindig met 'n quote, as jy nog motivering nodig het. Ek vind dit so mooi. Ek wil eindig met hierdie oor wat is die Bybel. Lees saam met my. The Bible contains the mind of God, the state of man, the way of salvation, the doom of sinners, and the happiness of believers. Its doctrines are holy, its precepts are binding, its histories are true, and its decisions are immutable. Read it to be wise, believe it to be safe, and practice it to be holy. It contains light to direct you, food to support you, and comfort to cheer you. It is the traveler's map, the pilgrim's staff, the pilot's compass, the soldier's sword, and the Christian's charter. Here paradise is restored, heaven opened, and the gates of hell disclosed. Christ is its grand subject, our good, the design, and the glory of God
its end. It should fill the memory, rule the heart, and guide the feet. So read it slowly, frequently, and prayerfully. It is a mine of wealth, a paradise of glory, and a river of pleasure. It is given you in life, it will be opened at the judgment and be remembered forever. It involves the highest responsibility, will reward the greatest labor, and will condemn all who trifle with its sacred contents. Kom ons bid. Here, hierdie is u woord. U woord wat lewe gee, vreugde gee. Lig is op ons pad, 'n kompas in hierdie confusing en moeilike wêreld. Here, mag ons grootste vreugde in 2026 en in die res van ons lewens vind, waar ons luister na u woord. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.